Ons hoef nie perfect te wees nie, maar ons wil verander. Amen. Ons hoef nie perfect te wees nie, maar ons wil betere mense word. Amen. Dit wat ons nie weer laas jaar uitgekom het nie, hierdie jaar gaan die Here vir ons wysheid gee. Hy gaan ons vir ons genade skenk, van dit wat ons die laas jaar gedoen het nie, gaan ons hierdie jaar toepas. Amen. En die Bybel in Psalm 84, dit gaan oor 'n diep verlange na die teenwoordigheid van die Here. Amen. As jy nie 'n verlange gehad in 2025, ek wil ek jou vanmôre bemoedig, daar moet 'n verlange terugkom na God se teenwoordigheid. Psalm 84, dit gaan oor dit is 'n seën om naby God te wees. Wie kan vanmôre saamstem om by die Here te wees as 'n seën in die hand van die Here? Amen. Die derde punt wat ek wil sê is, God gee sterkte vir hulle wat saam met hom loop. Amen. Wie kan vanmôre sê dat hierdie ding wat ek doen, ek kon dit nie alleen gedoen het nie. Dit was net die Here. Amen. Dit was net die Here. Amen. Want hy gee my krag. Hy gee my sterkte. Dan sonder hom sal ek dit nie kan maak nie. Halleluja, prys die naam van die Here. Maar kinders van die Here, om hierdie psalmdigter te verstaan, Psalm 84, om dit te verstaan, kom dit uit die boek van Numeri 16 uit. Numeri 16, as jy by die huis lê in die vrye tyd, kan jy dit net so deurgaan. Maar Numeri 16 sê die Bybel, jy moet oplet dat die Bybel maak melding, dit is die kinders van Karoch, wat hierdie psalmdigter skryf. Amen. Dit maak melding die kinders, en ons moet notisie vat, is van die kinders, as nie van Psalm van Dawid nie, as die kinders van Karoch. En Numeri 16 sê, dat die vaders van Karoch, en Datam, en Amalek, hulle het in opstand gekom teen Moses. Hulle ouers het opstand gekom, hulle was ongehoorsaam van die opdragte wat Moses gekry het van God af, en wat hulle in opstand gekom. En weet jy wat? Dat hulle ouers was nie gespaar nie. God het vir hulle almal vernietig. Amen, ek stem saam. God het niemand gespaar nie. Hulle almal was verdelg.